bid hier, en vanaand gaan ons praat oor hoop. Wat is hoop? Nou net nie vir my, wat is die Baardman se lied begin sing nie? Joe Black. Nou, asseblief nie sê, as jy 'n goeie stem het, sal dit waardeer, sal dit goed afgaan, maar andersins hou maar so 'n bietjie terug. Maar voordat ons verder gaan oor hoop, kom ons sluit die oë en dan soek ons die teenwoordigheid van God. Liewe almagtige Hemelse Vader, liewe Heer, baie dankie dat ons vanaand hier kan wees en ek weet ieder en elk wat hier sit het hulle eie uitdagings en hulle eie probleme en hulle eie lewe wat soms voel asof ons binne in 'n tuimelbroer is wat rondgeskit word. En tog is ons hier, want ons het 'n verlange. Ons het 'n verlange na U en ons het 'n verlange na mekaar en ons het hoop nodig. En daarom wil ek hier met hulle gesels vanaand. Al is dit net vlugtig oor hoop. Hoop is 'n onderwerp wat so groot is dat mens dit nie net in 'n paar minute kan omskryf en kan vasvat nie. Maar deur die groote genade vra ek U dat U asseblief in ons midde sal kom, deur die Heilige Gees in ons sal kom lei en dat ons U woord sal bewaar en dat dit ons lewens sal verander. Dis ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Die hele wêreld is deur mekaar en om mekaar, deur mekaar, chaos heers. Maar soveel keer sit ons hoop in dinge, wêreldse dinge, wêreldse mense. Baie mense het gehoop Donald Trump sal president word. Was dit nie so nie? Almal het geweet daar gaan veranderinge kom. Maar saam met daardie veranderinge het daar weer ander uitdagings gekom. Ander konfliksituasies wat ontstaan het. Selfs die ou boervolk hier in Suid-Afrika, toe hulle hoor van die toevlugstatus wat hulle toegeken is, toe dink almal, dis daardie goue pot. Jy onthou die goue pot waarvan ons vertel is by die reënboog se einde, is daar 'n goue pot. Die boervolk het gedog is die goue pot, totdat die stipulasies rondom die toevlugstatus verduidelik word. Toe verander daai goue pot in 'n longdrop. En dit lyk nie meer so rooskleurig nie. Ek dink terug aan COVID-tyd. Die onsekerheid toe hierdie Chinese virus ook ons land tref. Die angs en die vrees, die maskers, onthou julle die maskers, die sosiale afstand. Geen hoop. Maar tog was daar hoop, want tog kyk die wêreld na die wetenskaplikes en die medisien en daar moet ons hoop vandaan kom. En uiteindelik is daar 'n inspuiting wat ons skaf. Of 'n jab, wat jy dit ook wil noem. En daar skielik hoop. Totdat die medisyne op die kassie begin praat en oor die nuus. Dis nee, wag net so 'n bietjie. Onthou, al vat jy hom, moet jy nog steeds die masker dra. Jy moet steeds die sosiale afstand hou. Jy gaan nog steeds siek word. Jy gaan nog steeds ander mense aansteek. En toe begin ons hoor na hom. Selfs dit het ook neeweffekte. Selfs die mense wat rondvat, kry ander mediese uitdagings. En die hoop is verlore. En waar lê ons enigste hoop? By God. En ons maak soveel keer die fout om ons hoop in mense met wit jaste, in mense te sit, in dinge van hierdie wêreld. En soos ons vandag staan in 'n wêreld wat sonder hoop is, in 'n wêreld wat eintlik nie meer sy eie vrae kan beantwoord nie, is die enigste hoop goddelike ingryping. Maar vir ons voel dit nie so nie, doen dit. Hoeveel van u voel soveel keer dat
die gebede nie hoor as jy die siening gaan nie. Hoeveel van ons voel, waar was God toe daar die kankeruitslag gekom het? Waar was God toe my geliefde siek geraak het? Maar ek nooi om die Bybels oop te maak by Eksodus 2. En ek wil daar lees net die einde van Eksodus 2. Want daar's 2 woordjies wat versteek word, veral daar in vers 24 van Eksodus 2. En dit sê vir ons wie ons God is. Ons hoop. So die konteks van Eksodus 2 is, daar's 'n wreedagtige en moordagtige koning wat heers oor Egipte. Israel is nou ongeveer 400 jaar in ballingskap in Egipte. En in onderslawerny. Die rede hoe die Israeliete daar opgeëindig het, daar was 'n groot droogte. Daar was geen hoop nie, maar God het die duiwelse plan gevat, wat hy gehad het met Josef se lewe, en God het dit te goede laat meewerk vir Josef en sy volk. En Josef word die tweede in die bevel gedurende of net voor hierdie groot droogte. En Josef onder die indruk van die Heilige Gees kom tot die bewuswording van opgaar, by mekaar maak, terwyl dit goed gaan. En hy maak koring by mekaar en skielik om die droogte. Wêreldwyd. Laat selfs die verbondskinders van God geen hoop gehad het. Maar hulle hoor daar's kos in Egipte. En Josef, hulle broer, vir wie hulle verkoop het, is die een wat die hoop bring, wat die uitkoms gee. En die uitnodiging kom van die koning, waarvan hy sê, bring jou hele gesin, maak vir hulle hier 'n tuiste in Egipte, en julle sal deel wees van ons. Die probleem is, daardie koning het gesterf. Daardie koning het gesterf, en so ook die belofte wat die volk van God gehad het, binne in sy heerskappy. Een koning het na die ander opgestaan. En skielik is daar hierdie gewelddadige, moordagtige koning in Egipte, wat sien dat die Israeliete onder onderdrukking en verdrukking verskriklik uitgebrei het. En hy sê, daar's net een manier hoe ons gaan keer, laat hierdie volk ons nie van binne gaan oorvat nie. Al die eersgebore manspersone word om die lewe gebring, babatjies. En Moses word gebore. En Moses se mamma sit hom in 'n rietmandjie, daar op die Nylrivier. En soos die Here dit wil hê, vind hierdie moordagtige, wreedagtige koning sy dogter daardie kind. En sy vat hom paleis toe. En hy word groot gemaak, soos 'n koningskind in 'n heidense huis. En ek kan net dink hoe daai Israeliete daar sit en sê, wow, hoe wonderlik is hierdie God nie. Hoe anders as om ons vryheid te bewerkstellig, as om Moses deur daai paleis te vat, want die farao gaan doodgaan, en Moses gaan ons oorneem. En hy gaan 'n einde maak aan die Egiptiese heerskappy oor ons. En wat gebeur met Moses? Hy sien 'n man waarvan hy nie baie hou nie. 'n Egiptiese man, wat een van sy geboorte nasies se manne wreed behandel het. En hy slaan hom dood. En Moses vlug. En die hoop wat die Israeliete gehad het, is weg. Want Moses is weg. Vers 23, en in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe. Nou is die koning ook weg. En die kinders van Israel het gesig en geweeklaag vanweë die slawerny.
En hulle het geroep om hulp oor die slawerny het opgeklim, en hulle geroep oor die slawerny het opgeklim tot by God. En hier is die gedeelte. En God het hulle gekerm gehoor. En God het gedink aan sy verbond met Abraham en met Isak en met Jakob. Het God vergeet daarvan? Nee. Wanneer ons daardie konsep lees in die woord wat sê gedink, beteken dit God het op 'n manier gereageer wat daardie verbondsverhouding in stand gehou het. Eerstens wil ek vir julle sê, die feit dat God ons gebede hoor, is 'n seëning. Of hy ag gee daarop of nie, is irrelevant. Dat hy ons hoor, is 'n seëning. Ek wil gou na Psalm 115 toe gaan, as hy my geleentheid sal gee, so 'n bietjie ronddraai in die Bybel. Want ons praat oor hoop. En hier in Exodus lees ons iets rondom wie God is en sy karakter, wat anderste is as enige ander God. Psalm 115 vanaf vers 1 lees as volg: Nie aan ons, o Here nie aan ons nie, maar aan U naam gee eer, om goedertierendheid om U trou ontwil. Waarom sou die heidene sê, waar is julle God? Terwyl ons God tog in die hemel is. Hy doen alles wat hom behaag. Hulle gode is silwer en goud, werk van mensehande. Hulle het 'n mond, maar praat nie, hulle het oë, maar sien nie. Ore het hulle, maar hoor nie. Hulle het 'n neus, maar ruik nie. Hande, maar hulle tas nie. Voete, maar hulle loop nie. Hulle gee geen geluid deur hul keel nie. Die wat hulle maak, sal net soos hulle word. Elkeen wat op hulle vertrou. Israel, vertrou op die Here. Hy is hulle hulp en hulle skuld. Die God van Israel is die God wat hoor. Die God van Israel is nie die God wat hoor nie, maar ook die God wat sien. En hy het hulle gekerm gehoor en hy het gedink aan die verbond wat hy gehad het met Abraham, Isak en Jakob. En wat was daai verbond? Wat sê Antonino? Dat hulle sal bewaar en dat hulle sal uitbring. Maar die kern van die verbond, die fondasie of die hoogtepunt, is die beloofde seun wat sal kom. Deur daardie nasie. En God het hulle gekerm gehoor. Nie omdat hulle grand was of spesiaal was nie. God het nie gedink aan sy verbond as gevolg van wie hulle was nie, maar as gevolg van wie hy is. As gevolg van wie God is. En die belofte wat gestaan het voor die grondlegging van die wêreld, dat hy sy enige gebore seun in hierdie wêreld sal instuur, sodat niemand verlore sal gaan nie, maar dat elkeen gered sal word, wat hulle geloof en hulle hoop in Jesus plaas. So ek is self baie skuldig daaraan voel dat jou gebede baie keer nie hoor gaan as jy sien nie. En ek dink as ons vanaand eerlik moet wees, met ons om verskoning en vergifnis vra daarvoor. Want ons dink dit word nie gehoor nie, omdat die uitweg nie is soos wat ons dit wou hê nie. Maar dit beteken nie, dit word nie gehoor. God hoor dit. En dan wil ek vir julle sê, elke keer wanneer hy dit hoor, dink hy en onthou hy die verbond. So waar is God wanneer daar die kanker uitslag kom? Waar is hy
wanneer die lewe rof raak. God is nie noodwendig, sy grootste bekommernis is nie noodwendig om jou kankeruitslag om te draai nie. Want dit gaan hy in elk geval doen. Dalk nie nou nie, maar met die wederkoms. God se eerste bekommernis is jou en my eindbestemming. Waar gaan ons opeindig na die wederkoms? Dit is sy bekommernis. So waar is hy? Wanneer jy deur jou donkerste tyd in jou lewe gaan. Wanneer jy op jou eensaamste is, al is jy omring deur mense. Waar is hy? Wil julle weet? Hy is presies op dieselfde plek waar hy was. Volgens Jesaja 53, toe hy sy eie seun verbrysel het. Die Engels praat van gekrash het. As gevolg van jou en my oortreding. Dis waar hy is. Nie 'n God wat nie hoor nie. Hy is 'n God wat konstant hoor en konstant sien. Psalm 55 vers 17. Maar ek roep God aan en die Here sal my verlos. Vers 18. Snaans en morgens en smiddag klaag ek en steel ek en hy hoor my stem. En dit is die verskil tussen die God wat die Israeliete aanbid het en die gode wat in Egipte was. Dit is die verskil, geliefdes, wat ek nou vanaand gaan sê, en julle moet asseblief nie vir my kwaad raak nie. Die verskil tussen die God van die Bybel en die afgode wat ons in ons lewens het. Ons het dalk nie meer silwer en goud nie, miskien het ons dit op ons afgode. Maar miskien is ons hoop en ons vertroue in ander afgode, in wetenskaplikes, in dokters, in 'n broer of 'n suster. Paus, wat is die Paus Francis, so reg. Julle weet, hy is nou dodelik siek, in die hospitaal, al vir 10 dae of 11 dae. Nou lees ek die kommentaar so op die sosiale media, van reg rondom die wêreld, stroom die kommentaar. En ek kyk hoeveel mense hulle hoop en hulle vertroue in 'n mens het. Natuurlik wil ek nou daar kommentaar lewer, maar nie shallow as wat die meeste mense so kommentaar daar is nie. Want ek dink ek dis dalk nou nie die plek op die platform om dit te sit nie. Dis 'n afgod. En ons moet onsself bekeer daarvan. Ons hoop moet aan ons God wees wat hoor. 1 Johannes 5 vers 15 en 17. En ons weet dat hy ons verhoor. Dan weet ons wat ons ook al vra en ons bedes verkry wat ons van hom gevra het. As iemand sy broer 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid. En hy sal hom die lewe gee. Vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie. Daar is 'n sonde tot die dood waarvan ek sê, nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde. En daar is geen sonde wat nie tot die dood is nie. Ons moet bid. En ons moet weer die Here hoor. In alle tye. En ons moet die dinge waarin ons so graag ons vertroue plaas in plek van die Here eenkant te skryf. Nou wil ek julle verseker vanaand. Elkeen wat hier sit, het baie klaag in die Here. Weet jy dit? Jou God hoor dit. En hy is presies daar waar hy was. Hy is sy seun verbrysel vir jou onthou. Nie alles wat in ons lewens gebeur is God se plan nie. Maar maak nie saak wat in ons lewens gebeur nie. God se wil kan nog steeds tot ons vier. Amen. Gebedsversoeke
Hendrik Hatting, Hendrik Hatting, ek dink ons sal nog steeds vir ons kinders bid. Ek dink die kwartaal staan op na sy einde se kant toe, ek dink ons bietjie toetse en goeders wat voor lê, eksamens, projekte wat moet in, so kom ons bid vir ons kinders. Kom ons dra die onderwysers op wat hulle moet opvoed en wat verantwoordelikheid moet vat. Dankie vir hierdie een. So ek kan nie net die gebed versoeke nie. Dis 'n gemeenskap wat die hele moet ook kom. Dis nou al die 3de week wat ons hier is en ons moet nou begin vertroue kry dat niemand hier sal eet varkvleis sommer so rou nie. So niemand gaan jou byt nie. En as hulle doen, meeste ouens gaan versadig raak as nie weer op knie kom. So jy gaan dalk 1 voet verloor, okay? Maar erger as dit kan dit nie help. So julle moet deel asseblief, enigiets, of julle wil hê ons moet intree. Julle self en families, enigiets. Dis hoekom ons hier is. Want ons glo in die krag van gebed, want ons het gelees vanaand, die Here hoor dit. En hy staan. Ek sê dankie dat ons die geleentheid kry om dit te doen. Dankie vir die geleentheid om te kan aanbid, saam te kan bid. Net deel wees van 'n gemeenskap wat God se teenwoordigheid soek. Kan ons bid vir die veiligheid van die boere in Suid-Afrika. Ek hoor die plaasaanvalle syfer lyk maar 'n bietjie beroerd vir hierdie eerste kwartaal van die jaar. Dink aan die geliefdes wat geliefdes verloor het as gevolg van die plaasaanvalle. Enige ander gebede, versoeke. Ons 'n spesiale versoek vir Mbobi. Ek het 'n hand gesien vanaand op en af hierdie beleraar Corrie. Ek dink aan Tannie Irina Brits. Sy wag nog vir uitslae, maar die diagnose lyk nie goed vir haar. Okay. Hans van der Veer. Hans van der Veer. Okay. Ek dink wat belangrik is dat ons rustig met die Here pleit. Dat ons duidelikheid in ons eie gemoed gaan kry. Verstaan ek Jesus se liefde en is ek bereid om daarvolgens my lewe te leef. Die wil van God in ons lewens. Nog versoeke? Ek gaan dit probeer onthou. Meeste van dit. Vir wie dit moontlik is, kom ons kniel saam. Kom Bobbie, kom staan nie by my vanaand, asseblief. Kom staan nie voor saam, asseblief. Ek gaan staan as dit reg is. Ek staan op dit. Ek kan net 'n behoefte, net vir Bobbie bietjie vashou terwyl ons dit. Is dit reg, Bobbie? Ja, ek hoor nie van dit. Okay. Klank is nie. Die klank is nie lekker. Okay, alright. Nou is Bobbie hier naby my, dan kan Bobbie my nou hoor. Ek skree nou in jou ore, ek vra om verskoning alvast. Okay. Liewe Jesus, baie dankie dat ons vanaand weer eens net 'n kort tydjie uit 'n baie besige skedule kan vat. Terwyl ons lewens dalk uitmekaar uitval, maar ons dalk nie weet hoe ons deur alles gaan kom nie, net om U teenwoordigheid te soek. En vanaand wil ek baie spesiaal vir die man aan my regterkant bid, liewe Heer. 'n Man wat so lank heel dien en heel vrees en U naam en die koninkryk groot maak.
'n man wat nie meer vandag se kind is nie, en ek wil om aan die opdra en ek wil die vra dat hy kalmte in sy gemoedsrus sal gee. Dat hy hom sal bystaan en dat hy nooit sal vergeet hoe lief vir hom het nie. Ek bid vir ons almal wat hier is en ek vra liewe Here dat ons die liefde van Jesus en Jesus se wil in ons lewens sal aanneem en ons eie sal maak. Maar dit sal ook beteken dat ons sal omgee, liewe Here, soos wat Jesus omgee. En dan op daardie noot bid ons vanaand vir soveel families wat hierdie jaar al deur plaasaanvalle direk en indirek seer gekry het. So gewelddadig, so onnodig, soveel haat en soveel leuns daar. En ons vra U dat daar vir daardie mense ook op 'n bonatuurlike manier vertroosting sal kom. Maar ons vra ook dat die waarheid sal uitkom, Here. En dat die waarheid sal seëvier. Ons bid vir ons kinders, laerskool, hoërskool, universiteite, almal wat besig is om die eerste kwartaal in sy werk agter die rug te kry, wat voorberei vir daardie toetse, die projekte wat moet in, die eksamens wat voor lê, dat jy hulle kalm sal maak. En dat hulle ook sal besef dat daar is meer aan die wêreld as net dit so. En al wat hulle moet doen is gee hulle beste. Maar U koninkryk lê voor ons almal in wag. Ek bid vir die onderwysers wat die groot taak het om die kinders op te voed, om die kinders te lei, om hulle te help om 'n positiewe invloed in die samelewing eendag te hê. Ek bid dat U hulle sal bystaan of hulle goddelike insig en wysheid sal gee. Ons dink aan Hendrik Hatting wat 'n ongelooflike moeilike taak het om Vrydag voor 'n oop graf te staan. Graf van sy eie seun. Om die dood te trotseer. Die dood in die oë te kyk, die dood wat sy seun geneem het. Iets wat U ons nie geskaap het om te trotseer nie. U het ons geskaap sodat ons lewe en lewe in oorvloed sal hê. Maar die duiwel het gekom om te slag en te verwoes. Ons dink aan die mense op straat, liewe Here, wat geen heenkom het nie. Ons dink aan die mense wat vanaand koud en nat gaan slaap. Here, en ons vra U dat U net so 'n bietjie van die liefde in ons harte plaas, dat ons ook 'n liefde vir daardie mense sal ontwikkel soos wat U vir hulle het. Ons dink aan Tannie Rina wat wag vir toetsuitslae, liewe Here, dat U ook 'n kalmte na sal bring, dat U ook haar geween sal hoor. Ons dink aan Hans en ons wil U ook dankie sê dat na al daardie toetse daar 'n lig aan die einde van die tunnel is. En dan bid ek vir almal hierso en ek vra liewe Here dat ons hoop in U sal stel. Dat U ons eerste sal wees en dat ons nie sal twyfel in U nie. En waar ons getwyfel het, dat U ons asseblief sal vergewe. Want ons is maar nietige mense. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Wees met elkeen wat U vandag bring ons veilig by ons bestemmings. Stuur die engele vanaand om hulle aan ons lewens te trek. Behoed en bewaar ons en ons besittings en ons diere. En help ons dat ons 'n lig sal wees in hierdie gemeenskap. Dis ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Baie dankie julle.